Sy naam is Geraldo, maar die locals ken hom as Pastoor Jerry. Hy is staan aan hoof aan Letemba Projects en hulle help die gemeenskap. Nou, ons het 'n bietjie met hom gekuier om te hoor presies wat is dit, wat hy doen en toe ons gaan kuier by hulle ook. So kom saam en dan loer ons. Goeiemôre julle in en onders. Ons kuier lekker hier so by Grace Eatery reg oorkant die Vredenburg Hoërskool in Vredenburg in Skoolstraat. En by my vanoggend het ek vir Pastoor Geraldo Pieters wat ons bietjie gaan vertel van Letemba. Môre pastoor. Goeiemôre Anita. Dankie vir die voorreg om hier te wees. Dankie dat jy gekom het. Ja, ons is eintlik ou vriende ek en hy. Ons hou van die kunste ook. Maar vandag gaan ons bietjie gesels oor Letemba. Wat is Letemba? Letemba Care Projects is 'n nuwensgewende organisasie wat gestig is hier in Vredenburg, spesifiek in die Lowville area. Dit is waar ons gebaseer is. So ons het verskillende programme wat ons aanbied, maar die organisasie het tot die lewe gekom as gevolg van die moedeloosheid en hopeloosheid van ons gemeenskap. Ons groot uitdagings wat ons aanspreek is die groot armoede en werkloosheidssyfer in ons gemeenskap hier in Vredenburg. Wie trek voordeel uit Letemba uit? Ek weet jy het nou gesê dis in die armoede en die hopeloosheid, maar is dit net kinders? Is dit volwassenes? Is dit almal? Dit is ons groot beneficiaries vir die organisasie is kinders, behoeftige kinders. Ja. Dan fokus ons op die senior burgers, die elderly. Dit is waar ons groot fokus lê en dan is dit ons mense wat siek is. Ons kyk spesifiek na ons TB-pasiënte deur middel van ons programme wat ons aanbied. En dan is dit die gemeenskap ten breed wat in behoefte is hier buite. So dit is ons teikengroepe wat ons het aan die gemeenskap. So donateurs is baie belangrik in hierdie saak want ons kry nie altyd genoeg samebefondsing van die staat nie. Weet u, organisasie werk en dit sê ek altyd is 'n liefdadigheidswerk. So ons is afhanklik van donasies en van sponsorships, mense se ondersteunings. Ons het gestig 2023. Ja. So Januarie 2023, so ons is nou 2 jaar aan die gang as organisasie. En hoe het ons dit gedoen vir 2 jaar? So ons bedien die Vredenburg gemeenskap, maar meeste is ons in Lowville gebaseer. Hoeveel siele sal ek nou maar sê, gee julle kos? Of kyk julle na? Weet jy, ons teiken is per week wil ons na 300 mense kyk. Dit is ons target, maar ek kan met lof sê vir die afgelope 6 maande, vanaf Januarie tot en met nou, was ons target so 4200 mense vir 6 maande en ons het dit geoorskry met so 6200 van 4200 af. Ja. Welkom hier by ons hier in Lowville, hier in Vredenburg, hier by Letemba Care Projects. So dit is waarvanaf ons die organisasie bestuur, hier in Lowville, in die hartjie van die behoefte, in die gemeenskap in. So dit is waar hy is, in Boswewerstraat nommer 32, Lowville, Vredenburg 7380. So hierdie spasie waar ons nou is, waar jy sien, hierdie gedeelte wil ons graag toemaak onder dak. So die groei van die organisasie hier in Lowville in, ons het die behoefte gesien vir kinders wat moet hulp kry met skoolwerk. So ons wil graag hierdie area gebruik om in die middag kinders ook te help met hulle skoolwerk hierso. As hy kan lekker toekom onder dak tot en met hierso. Dan het ons hier 'n ingang wat hierso is en is 'n hele dak oor wat tot voor is. So dit is die area wat ons dit wil doen. En ook as die mense kom vir sop en kos kom haal op 'n Dinsdag en 'n Woensdag, gee ons in die middag 2 uur kos uit. So dan kom hulle gewoonlik tot hierso. Nou wanneer dit reën, dan het ons nie skuiling vir die mense nie. So hierdie afdak wat hier opgesit gaan word, gaan vir die mense ook wees wanneer dit reën, sodat ons vir hulle kos kan uitgee. So dit is die potensiaal wat ons hier het. Die struktuur is by die woonhuis opgesit. So kom ek nooi jou in ons kantoor in. Soos jy kan sien, dit is ons kantoor, Letemba Care Projects.
nie baie groot nie, maar ons kan ons ding daarom hier doen. En vandat ons Januarie in die gebouetjie ingetrek het, het die werk net bietjie makliker geword. Mense het ons meer ernstig opgeneem, die organisasie. Ons het meer partners gevorm en collaborations met ons ander rolspelers. So ja, en in hierdie plekkie gebeur magic, mense. So ek gaan vir jou sê, ons het met ArcelorMittal Science Center, het ons 'n vennootskap waar ons die basiese rekenaaropleiding ook aanbied vir hulle. So hierdie komputers, soos julle hier kan sien, dis ArcelorMittal Science Center se computers en die mense kom vir hulle training hier in. Ons het so 10 op 'n slag, ons werk met hulle vir so 2 maande en dan kom hulle kom oefen in die kantoor. So ek vat die deur na die ander gedeelte toe. Soos u kan sien, dit is 'n spasie wat 'n braaikamer was en ons het hierdie spasie het ons geomskep in 'n kombuisarea waar ons kos voorberei. So jy kan sien die stowe is daar. Ons het nog nie alles wat ons moet het nie, maar ons funksioneer, ons is aan die gang. En uit hierdie kombuis uit gee ons weekliks vir oor die 300 mense gee ons kos en sop. So iemand het vir ons gesê, as jy net 'n sopkombuis, jy moet sê dis 'n koskombuis. So hier kan julle sê die span mense, dis die vrywilligers wat inkom. Hulle werk sonder betaling in hierdie kombuis om die gemeenskap se magies te vul. So dit is die spasie. Ons wil vorentoe 'n groter spasie hê. Letemba wil sy eie gebou hê waar hy 'n sentrum het waar hy al die programme vanaf ran, sodat ons meer effektiewer kan wees en 'n groter impak kan hê. Maar vir nou sê ons is happy waar ons nou is, maar ons het nog hulp nodig. Ek het die gewoonte wanneer ons kos gee in die organisasie, dan het ek die gewoonte om buite te wees en spesifiek te kyk, wie is die mense wat kom? Ja. En Anita, jy sal verbaas wees wie die tipe mense is wat na die sopkombuis toe kom en wat honger is. Ja. Ons het geleer in spesifiek in die 2 jaar hoe ons mense swaar kry in die gemeenskap. Vandag kan ons net sê baie dankie Geraldo. Daar is hoop. Daar is hoop. En vir ons kinders ook wat na hierdie program kyk. Daar's altyd hoop. Maak nie saak wat is jou omstandighede nie. Jy kan bo jou omstandighede uitreis om 'n groot sukses van jou lewe te maak. Daar is 'n paar goeders wat ons moet doen. Ons moet lief wees vir mense. Yes. Ons moet ons lewe reg hou, ons moet op die regte pad bly. En ons moet nie bang wees om ons hande vuil te maak nie. Yes. Nou ja, daar het julle dit. Geraldo het nie net finansies nodig nie, hulle het ook vrywilligers nodig. Hulle het ook donasies nodig in die vorm van kos en vleis en mieliemeel en sulke goed. Ons gaan in ons kommentaar gaan ons al die besonderhede gee waar jy hulle vir hom in die hande kan kry. En hy is 'n baie bekende persoon hier in die Weskus. So julle gaan nie sukkel om hom in die hande te kry nie. En wanneer jy met hom wil gesels, gemaak 'n draai by Letemba en sien waaroor dit gaan. Yes. Wanneer 'n ding in jou hart kom, wanneer jou oë dit sien, gaan dit in jou hart en dan groei dit daar. Dankie Geraldo, dit was wonderlik om met jou te gesels vandag. Baie dankie Anita. Mooi loop julle.